mense gevang vanoggend. Weet nie wat dit is. Vroue is wat. Maar allemaal niet samen. Ons gaan nou saam die lofprysing doen. Dit is Vadersdag vandag. En ons gaan begin met die P6 8. Dan die beadering wat ons sal voortgaan. En daarna gaan ons ook so enkele paar liedere sing, net om die
songetjie 174, ons song die Here gesing. Kan jy anders doen as ons die Here gesing, al 4 strofes. Goeiemôre, liewe gemeente. Ek glo dit gaan goed met elkeen van julle. Julle het vanoggend seker nie veel moeite gehad om 'n parkeerplek te vind nie. Daar was baie oop plekke. Is lekker om julle almal hier te hê. En dank het julle ook gedink aan daai mooi Afrikaanse reël: "Eens is dit mooi weer en warm." Maar ons is vanoggend hier en mag dit 'n mooi dag vir elkeen van julle wees. Julle het almal die afkondigings gekry, ons agenda vir die dag en vir die week, want die erediens is nie net die 1 uurtjie 'n week nie, maar is die hele 7 dae lank. Julle sien dat vandag is die 3-eenheid Sondag, die klem dus op die goddelike 3-eenheid. Julle sien die sake rondom die deurkollekte, die klem val dan vandag op die jeugbediening en ons vra dat julle ook, waar dit moontlik is, aan hierdie verdienstelike saak sal dink. Dan as ons omblaai en ons kom net nou weer terug na bladsy 2,
Dan is daar 'n klompie name wat ons met julle wil deel. Mense wat of in hospitaal is, of siek is, of 'n uitdaging beleef. En wat is nou 'n beter geleentheid as juis nou om na daardie mense toe uit te reik. Ons verneem van die beterskap van broer Dries Nudee en Johan Meiburg. En dan verneem ons ook van broer Frikkie Fourie, hy is intussen tyd uit die hospitaal uit, Suster Letty Wilhelm en dan Suster Bets Meyring. Daar's nog 'n naam wat ons toevoeg, die van Karen Krause. Sy het nou onlangs 'n operasie gehad en ons dink aan almal en wens almal die seën van die Here toe. Dan sien julle ook daar Suster Tokkie Libbe. Sy suster is oorlede. Verlies is groot. Jy besef nie tot dit gebeur nie. En ons dink ook aan die leeplek in hulle hart. Dan sien julle is daar 'n klompie verjaarsdae. My goeie wense gaan na almal uit vir gesondheid en geluk en goeie verbintenisse en vennootskappe. En wat ek byvoeg is dat die geskenke maar glad nie beskeie hoef te wees nie. Nou met al daardie goeie wense op jeugdag sê ons geluk vir Emerentia Kombrink, Leonora Virtue, Hannetjie de Wet, Marco Smith, Santjie Swanepoel, Lida Esendam, Susan Olivier, Zandey Swanepoel, Elna Smit en Magda Kronee. Mag dit vir elkeen dan 'n mooi en 'n aangename dag en ook jaar wees. Goeie dank aan elkeen van julle. Lees gerus die detail daarvan, die totaal van die Pinksterkollekte en ons het dit hierdie jaar geoormerk vir die Atalia uitreik is net meer as R8.000. Baie dankie. En dan bokant dit, julle sal onthou, Dominee Jors het nog gesê, kom ons gee vir onsself die uitdaging van 50 komberse en wat lees ons? 64 komberse, duvet, linne, 16 sakke kruideniersware en 24 sakke warm klere. Dit is geen beskeie bydrae nie. Baie dankie. En wat ons gee is nie net die materiële nie, maar iets van onsself om ook by ander mense agter te bly. Bladsy 3 is 'n gedagte vir die dag, dit wat Marita vir ons afgedruk het, en bladsy 4 is 'n belangrike saak. Vandag is die biddag vir jeug en kategese. Daar sien julle 'n klompie sake. Ek lees 'n tyd gelede van in die ou Griekse wêreld, toe staan daar eers op 'n tablet, ai die jeug van vandag. En so het ons altyd gesê, die versigtiging, maar ook die belangrikheid, die betekenis wat die jeug in ons samelewing het, en later in die preek kom ons dan ook terug daarby. Dan vanoggend, en het kon eweneens deel van die preek gewees het, want in Kolossense word iets gesê vir vaders en kinders, maar julle sien op bladsy 2, sê ons, soos ons ook al met die lied, die seën uitgespreek het, aan al die vaders baie geluk. Dit is so dat van julle het dalk nog 'n vader in lewe, van julle het 'n vader het afgesterf, daar's dalk in jou lewe 'n vaderfiguur. Vaders is belangrik vir die stabiliteit van die samelewing en daarom het ek dit vanoggend goed gedink. Kom ons word vir 'n oomblik stil. En jy dink aan 'n vader, al leef die nie meer nie, of jy dink aan die vader in lewe of iemand wat soos 'n vader is en ons sê dankie en ons dink aan die mooi deugdelikheid wat ons ook van hulle ontvang het. Kom ons word so vir 'n paar oomblikke doodstil in onsself en ons fokus spesifiek op hierdie mense.
Amen. Liewe gemeente, dit is die jaar 61-62 na Christus. En as ons dit as die jaartelling neem, dan is Paulus in die gevangenis in Rome. Maar sy pen is produktief. Hy skryf onder meer aan die gemeentes in Kolosse, in Efese. Hy skryf ook aan diegene in Filippi en dan 'n meer persoonlike brief aan Filemon. Hierdie klompie briewe word genoem die gevangenskapsbriewe. En nou is daar 'n saak wat die oog trek. Die tronklewe toe, en vandag is seker nie van die beste lewens wat daar kan wees nie. Maar ten spyte daarvan roep hy die gemeente in Kolossense op om dan ook 'n loflied te sing, voortdurend as deel van 'n getuienis teenoor mekaar. Kom ons volg die voorbeeld na. Ek het vir ons 'n besondere danklied gekies, lied 209. Ek is altyd jammer dat dit net een versie is, maar kom ons uitoorlê die skrywe en ons sing die een versie. Adie en julle kan ons dit 2 keer dan sing. Soos julle daar sit, die 209, 'n danklied. Aan die koning van die eeue, die ewig, onverderflik, onsienlik, alleenwyse God, bring ons toe die lof, die dank, die eer en die aanbidding van ons hart. Ons loof en prys U, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ek groet julle vanoggend in die naam van Hom wat ons geskep het en wat nooit sal laat vaar die werke van sy hande nie.
Kom ons gebruik lied 200, baie bekend aan ons almal. U goedheid, Heer, kan ons nie pyl nie. Al 3 die verse, ons gebruik dit as ons loflied, en julle is baie welkom om te staan en saam te sing. Liewe gemeente, ons het vanoggend gehoor van mense wat betekenis in ons lewe het. Ons het ruim saam gesing, die loflied, uiting van ons dankbaarheid en van ons aanbidding, en nou nog 'n belangrike element. In Romeine 13, die 8ste vers en verder, lees ons: Julle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. Wie sy medemens liefhet, voer die hele wet van God uit. Al die gebooie: jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie, of watter ander gebod daar ook al is, word in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad aan nie. Daarom is die liefde die volle uitvoering van die wet. Maar helaas,
In plaas daarvan dat ons mekaar die liefde verskuldig is, het ons die liefde verruil vir 'n ander gesindheid, 'n ander optrede, of as ons liefhet, is ons geselekteerd lief, ons is kieskeurig, ons is uitsoekerig, en ons het lief op ons voorwaardes. En tog sê die teks vir ons, wees mekaar niks verskuldig nie. Laat niks uitstaande wees nie, behalwe die liefde. Dalk is julle soos ek diep skuldig, dat die liefde 'n groot woord in ons mond is, maar 'n klein woordjie in ons hande en dus in ons dade. Kom ons gebruik, soos ons daar sit, lied 232, die eerste vers, om ook hierdie verootmoediging voor die Here te doen. In ons woorde het ons gesê, ons is skuldig, ons erken wat ons verkeerd doen, maar ons wag ook op die Gees om ons te lei, en nou sonder om dit te sing, maar om net te hoor, wat is dan nou die gepaste manier? Die tweede vers sê, om ons vry te maak van sonde, het die Seun gesterf oor God. Deur geloof aan hom verbonde, sal ons leef na sy gebod. Liefde het U na ons gebring. Jesus, laat U liefde ons dring. Laat die liefde so verhewe ons besiel deur heel ons lewe. Laat die liefde so besiel ons dring deur heel ons lewe. Ek gaan vanoggend vir ons lees uit Paulus se brief aan die Kolossense. Ons gaan hoofsaaklik uit hoofstuk 3 lees, maar daar's net 1 of 2 versies wat ek sommer net ook met julle gaan deel. Julle kan oopmaak by Kolossense 3, want as ons ietsie met mekaar deel, blaai ons net 1 blaadjie terug. Kolossense 3. As julle almal die plek gevind het, kom ons word stil in gebed. Here onse God, ons het saamgekom met die kerk deur die eeue om U naam te bely, om U wese te bely, Vader, Seun en Heilige Gees.
Ons het saamgekom om te hoor hoe die liefde ons lewe moet oorspan, hoe die liefde ons moet rigting gee, hoe die liefde vra minder van myself, meer van ander, en bo alles vir U. Dankie dat ons 'n geloofsgemeenskap kan wees, in eie konteks, in eie omstandighede. Dankie dat ons ook met ons liedere, met ons goeie wense, met ons nadenke oor U woord, U naam kan groot maak, dankbaar kan wees, mekaar kan aanmoedig. Dankie dat ons vanoggend deel is van die kerk deur die stad, in die provinsie, in die land, in die kontinent, in die wêreld. Dankie dat ons mag bid vir U kerk. Dankie dat ons mag bid vir U kinders. Dankie dat ons vanoggend die net wye kan span en ook vir hulle kan bid wat in die koue is, of deur eie toedoen, of mense wat ons uitgestoot het, omdat ons na ons oordeel hulle nie inpas in ons raamwerk nie. Hulle wat ons eenkant gestoot het, terwyl ons hartstogtelik sing en die halleluja's uitroep, maar vergeet het dat U vra van ons om U disippels te wees, U getuies, om uit te gaan, by mekaar te maak en U liefde te deel. Here, dankie vir U tydlose woord. Dankie dat ons saam die woord kan lees en kan hoor. En wanneer ons daaroor nadink, bid ons o Gees van Christus, dat U ons gevange sal neem, dat U die bedoeling van die woord aan ons hart sal openbaar, dat ons sal gaan doen. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Liewe gemeente, wanneer Paulus aan die gemeente in Kolosse skryf, is daar goeie gelowiges, maar daar's net soveel stryd onder hulle. Aan die een kant die rissies, maar julle moet sekere feeste en sekere godsdienstige gebruike onderhou, anders is jy nie gered nie. Dan was daar ook nog die werklikheid van die Joodse mistiek, die askese, dit wat ek self moet doen, om dan gered te word. Daar was die aanbidding van engele, en daar was ook die twyfel. Maar is Christus dan nou genoeg om ons te red? Binne hierdie omstandighede skryf Paulus sy brief. Daarom as julle net kan terugblaai na hoofstuk 1 toe, in die 15de vers en verder, sing hy oor die grootheid van die Seun, die woord wat ons kan gebruik oor die genoegsaamheid. Christus is genoeg, punt. Ek wil net die enkele verse met julle deel. Vers 15, die Seun is die beeld van God, wat self nie gesien kan word nie. Die Seun is die eerste, verhewe bo die hele skepping. God het deur hom alles geskep, en dan dit wat daarop volg. En dan die 17de vers, voor alles was hy al daar, en deur hom bly alles in stand. Vers 18,
Hy is die hoof van die liggaam van die kerk. Hy is die oorsprong daarvan. Hy is die eerste, die een wat uit die dood opgestaan het. 'n hele loflied oor die voortreffelikheid van Christus en wat hy dan gedoen het. En dan sien julle in die 2de hoofstuk, nie die 4de versie, ek beklemtoon dit, dis nou die sake wat voorafgaande was, sodat niemand julle met vals redenasies mislei nie. Onthou, die Grieke was bekend vir hulle argumentasiekrag, en nou het hulle met argumente mekaar probeer mislei, maar voorop staan die genoegsaamheid van die Here. En dan in die 16de vers, daar moet julle nie dat iemand vir julle voorskrywe wat julle moet eet en drink nie, of dat julle die jaarlikse feeste, of die nuwe maansfees, of die Sabbatdag moet vier nie. Moenie voorgeskryf word nie. Onthou die genoegsaamheid. En dan vanaf die 20ste vers, ons wat saam met Christus dan gesterf het, en dan begin hoofstuk 3, aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo. Hy begin met Christus, vermy die dwaalleer, rig jouself anders, en nou ons teksgedeelte van die oggend, vers 5 en verder. Daarom moet julle die aardse dinge doodmaak, wat nog deel van julle lewe is. Onsedelikheid, onreinheid, welis, slegte begeertes en gierigheid, wat afgoderry is. Deur sulke dinge kom die straf van God oor mense wat aan hom ongehoorsaam is. Vroeër het julle ook aan die dinge meegedoen, toe julle nog daarin gelewe het. Maar nou moet julle al hierdie dinge laat staan: woede, haat, nait en gevloek, vuil taal, moet daar nie uit julle mond kom nie, en moenie vir mekaar lieg nie. Julle het met die ou sondige mens en sy gewoontes gebreek, en leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper en tot die volle kennis van God. Hier is dit nie van belang of iemand 'n Griek of 'n Jood is nie, besny of nie besny nie, anderstalig, onbeskaaf, slaaf of vry nie. Hier is Christus alles en in almal. Julle is die uitverkore volk van God, wat hy baie lief het. Daar moet julle mee lewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Vers 14, bo dit alles moet julle mekaar lief hê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saam bind. En die vrede wat Christus gee, moet julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly.
Leer en onderrig mekaar met alle wysheid. Met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. En wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. En dan julle huiswerk vir die dag is om van vers 18 af bietjie verder te lees. Daar hoor ons hoe die vrouens deur die mans moet leef en mans, julle met julle vrouens lief hê en dan die kinders wees gehoorsaam en dit wat daarop volg en dan ook die verhoudinge, die werksverhoudinge in hierdie konteks, die slawerny. Ek wil net graag die klepblad val, einde van vers 9 en vers 10. Julle het met die ou sondige mens en sy gewoontes gebreek en leef nou die lewe van die nuwe mens wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper. Kom ons lees net tot hier. Liewe gemeente, soos reeds genoem, was daar maar onstuimigheid onder die gemeentelede en was daar ook twyfelvrae. En Paulus gebruik dan in die 9de en die 10de vers die beeld aan die een kant van die ou mens en in die 10de vers en verder van die nuwe mens. Wanneer jy die 2 verse lees, dan is die bedoeling, jy moet afstand doen van die ou mens en dan moet jy die nuwe mens wees. 'n Mens kry hier die idee van, jy maak die ou mens dood, jy trek soos 'n kleed die ou mens uit, jy laat die nuwe mens gebore word, jy trek 'n nuwe kleed aan. Die ou lewe en die nuwe lewe. En Paulus is heel bedagsaam teenoor die gemeente. Hy beskuldig hulle nie daarvan dat hulle so is nie, maar sê eerder, so was julle vroeër en nou behoort julle anders te wees. En lees ons die 10de vers met groot aandag in sy tydsbedoeling, dan is dit 'n voortgaande proses. Vernuwing is nie eenmalig en dit is verby nie. Jy oefen jouself om altyd in daardie, as ons die beeld kan gebruik, van die nuwe kleed te kan pas. In die ou mens is Paulus se pen vol van die gebruike van wat in daardie tyd se wêreld bestaan het. Hy sê eers vir hulle, vroeër het julle skuldig gemaak aan onsedelikheid, onreinheid, welis, slegte gedagtes, dit dui baie sterk op seksuele verhoudings, en dan verwys hy na gierigheid. Die hoofsaak is nie net die 5 woorde of die 5 aksies waarna hy verwys nie, maar dit kom daarop neer, dit is wat ek, die individu, aan julle, die ander, doen. Pas dus jou eie naam daarin, as jy wil. Dit is tog interessant, dat hy gierigheid, saam met die lyflikheid noem. Die gierigheid, op sy mooi idiomatiese, die skurwe liefde om te besit, daai wat jy net wil inpalm, jy wil net al hoe meer hê, dit word jou lewe, dit word jou bestaan.
Hy verwys daarna as afgoderry, want dit het so alles oorheersend geword, dat dit in die plek van die Here kon kom. Dus, daar was gedrag gewees, wat beoefen is, en daardie gedrag pas nie by die nuwe mens nie. En Paulus hou nie op nie. Nog 'n keer 5 woorde met 'n baie spesifieke bedoeling. Hy herinner hulle dat vroeër was hulle skuldig aan woede en haat en nait. En dan lees ons van vloek en vervolgens vuil taal in julle mond en julle moet mekaar nie vir mekaar lieg nie. Die woede, die haat en die nait is weer eens hoe ons teenoor mekaar optree. Dit pas nie by die nuwe mens nie. Maar en nou gaan julle oë rek. Die vloek en die vuiltaal hier is nie daardie woordjies waarin ons dink nie. Dit gaan op sy diepste betekenis oor julle laster mekaar, julle skinder oor mekaar, daardie lasterlike woorde, daardie geskinde van mekaar, is nie woorde wat in jou mond tuis hoort nie. Ek het geglag, toe ek die dieper sin hiervan snap. Ons is so taalpurese, dat ons let op daardie gekaaide taal in iemand se sin. Maar wanneer die laster aangebied word, of wanneer die skinderpaadjies oorvloedig en welig groei, dan dink ons nooit daaraan, dat dit die vuil taal is. Taal wat nie hoort in die nuwe mens se mond nie. En wanneer hy sê ons lieg nie vir mekaar nie, dan gaan dit nie oor net iets wat jy vertel wat nie so is nie, maar die bedoeling is, en dis hoekom ek hoofstuk 2 se vers 4 vir julle gelees het, julle mislei mekaar. En waarom mislei julle mekaar? Julle mislei mekaar om julle eie doelwit te bereik. Hoor julle wat sê Paulus van die ou mens? Iemand wat vol woede en haat en nait is. En iemand in wie se mond 'n geskinde en 'n gelaster is. En iemand wat mislei. Nie ter wille van vermaak nie, maar ter wille van eie gewin. En so sê hy, daardie gedag pas nie by die nuwe mens nie. En vir 'n oomblik vra die preek 'n kort pouse. Is ons nie skuldig nog steeds aan hierdie gedrag teenoor mekaar nie? Is die gierigheid nie ook maar voorop in ons lewe nie? Paulus kom sê hierteenoor is daar die nuwe mens. En hy noem 'n deugsaamheid wat ons almal maar net kan nastrewe. Die deugsaamheid om meer lewend te wees. Die deugsaamheid om goedgesind te wees. Die deugsaamheid om nederig te wees. Die deugsaamheid van sagmoedigheid. En die deugsaamheid van geduld. Hoe skuldig staan ons nie. Die meelewing dalk nog as ons gelukkig is. Maar die goedgesindheid, net 'n woord in die woordeboek. Die nederigheid, wat praat ons? Sagmoedigheid, ag nee, glad nie meer nie. En daardie goedgesindheid, 'n stikkende wêreld, bykans 50 jaar in die greep van 'n verlore geslag, en met al ons goeie bedoelings, kon ons nog nooit mense weer bymekaar bring,
en 'n nasie heel maak nie. En dan kom Paulus met 'n sterk uitspraak. Die 11de vers is nie sommer maar net nie. Hy sê dit maak nie saak of jy Jood of Griek is, of jy besny of nie besny is nie, of jy talig is en of jy beskaafd is nie, of jy 'n slaaf is en of jy vry is nie. Want in Christus is dit alles oorbuig. In Christus maak dit nie saak nie. So dikwels wanneer ons hoor Griek en Jood, dan dink ons aan daardie uiteenlopende nasionaliteite en identiteite. Maar hier is ook iets heils histories. Want daar is geglo die heil is net vir ou Israel. En nou in Christus is die heil vir die Jood en die Griek, bedoelende die teenpole. En die besnydenis, die ou godsdienstige gebruike, wat maak dit werklik saak? En dan, baie mooi op sy Grieks, lees ons van as jy Grieks kon spreek, is jy gesien as 'n beskaafde mens. Maar daar was ook die onbeskaafdes, dis hulle wat nie die Griekse waardes kon leef nie. Dit maak ook nie saak nie, of jy nou Griek is, of iemand anders nie. In die Here is ons een, en slaaf en vryman gaan oor sosiale status. Miskien in ons dag ryk en arm, vernaam of agterweeg gelaat. En daarmee wil Paulus kom sê, dit verander nie in die samelewing nie. Dit bestaan, maar ten minste in die kerklike geleedere, as gemeenskap van gelowiges, mag daar nie brûe wees nie. En daar is te veel brûe wat ons moet oorkom. Daar's te veel geslote hekke. Daar's te veel heinindrade waaroor ons nog moet kom. Môre is Heugdag, 49 jaar. 'n Simbool van alles wat verkeerd geloop het. Ten spyte van alle hosannas en hosias wat dit vooraf gegaan het. Die Heugdag herinner ons aan alles wat steeds verkeerd is. Al loop die kerklui voor met singende gebede. Ons het vergeet om mekaar te vind. Die gebod van die oggend. Wees mekaar niks verskuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê. En wanneer ons hierdie boodskap verneem van die eenheid, dan moet ons die selfgemaakte, die self in stand gehoude skeidslyne, moet ons afbreek, sodat ons waarlik in die Here een kan wees. En Paulus se pen het nog baie ink gehad. Die deugsaamhede van die nuwe mens maak hy heel prakties. Hy begin deur te sê, vergewe mekaar, soos die Here, bedoelende Christus, julle vergewe het. As Christus gekruisig is, het hy dit gedoen sonder voorbehoud. Hy het dit nie selektief gedoen nie. Dit was 'n daad van liefde. Hy het ons vergewe. As hy ons kon vergewe het, waarom kan ons mekaar nie vergewe nie? En weer eens die kort pause. Wat weerhou ons om mens tot mens, groep tot groep, konteks tot konteks, mekaar te kan vergewe? Hy herinner ons aan die hoogste deug, die een van die liefde, want dit is 'n simbool van ons eenheid. As daar soveel skeiding is, kan ons werklik daarop roem, dat die liefde van die Here in ons hart en in ons lewe is.
Hy praat ook oor die vrede. Die Griekse teks stel dit baie duidelik. Die vrede van Christus moet oor julle harte regeer. Eie tyds beteken dit, ek word nie 'n fluitjie blaser oor jou nie, en jy word nie 'n fluitjie blaser oor my nie, maar die vrede, verwysende na Christus, dit is die een wat ons moet herinner, dat sake verkeerd is. Geliefdes, 'n ou teks, wat eie tyds kom praat, die vrede, wat in alle tye daar moet wees, die vrede deur Christus gestig. Paulus sê nog 2 sake van belang oor hierdie deugdsaamheid. Hy sê dat ons mekaar moet leer en onderrig in die waarheid. 'n gewaagde stelling. En waarom gewaagd? Hy dig dit nie toe as 'n taak aan die apostels of aan die diakens wat toe daar was nie. Nee, dis nie 'n taak van die amp nie. Dis 'n taak van gelowiges. So geheg is ons aan mekaar, so volwasse in ons geloof is ons, dat ons mekaar kan leer en onderrig, en by implikasie tereg kan wys. Maar oorwee, dis mos net ek, bedoelende die individu, wat julle kan teregwys, maar weer die een wat die ander wil teregwys. Paulus sê nee, die volwassenheid in die geloof beteken, ons vat verantwoordelikheid vir mekaar, ons wys mekaar wederzijds tereg. En dan die oproep, dit wat ons 'n paar keer vanoggend gedoen het, om met lofgesange, om met liedere, ons dankbaarheid voor die Here te kom bewys. Dankbaarheid 'n deug wat ons so gou vergeet, so dikwels nalat om dankie te sê. Die gemeente van die Here, die geloofsgemeenskap, die nuwe mens, kla en steun nie. Die nuwe mens is 'n mens van dankbaarheid. En dan in die 17de vers kom sê Paulus, alles wat julle dink en doen, doen dit in die naam van die Here. Ons sou dus kon sê volgende keer, as ons hierdie oortuigde risie met mekaar het, is dit in die naam van die Here. Elke keer wanneer ons onvrede stig, is dit in die naam van die Here. Elke keer as ek iets goed doen aan ander, is dit vir eie gewin, of is dit in die naam van die Here? En so word hierdie teks vir ons nie net 'n rigting aanwyser om die nuwe mens te wees nie, maar word dit ook ons gewete om elke dag te vra, leef ek soos die nuwe mens, die mens van medelee, van goedgesindheid, van geduld, van nederigheid, van beskeidenheid. En as ons dit alles gehoor het, wat maak ons daarmee? Ek noem 3 vinnige sake. Die eerste saak, dit wat ons as tema opgegee het, is die Here het ons nuwe mense gemaak. Nuwe mense skep nuwe strukture. Dis nie 'n struktuur wat 'n mens nuut maak nie. Jy maak die lewe nuut. Die oproep kom na die individu en na die kollektief. Kom ons wat nuwe mense is, kom ons begin om nuut te maak. Die
Tweede opmerking is, die kerk van die Here moet in vrede leef, moet in dankbaarheid leef, moet met vergifnis leef, maar moet ook met verantwoordelikheid teenoor mekaar leef. Is dit nie dalk nou die tyd dat ons eie interpretasies, ons eie kommapuntjies een kant toe skuif en gaan soek na vrede en gemeensaamheid in ons verskeurde land nie? Die kerk is immers geroep om die eenheid in hierdie wêreld te vestig. En dan, elkeen van ons het 'n eie beskouing oor die sake van die dag. Die werklikheid is, die jeug, ons laat hulle in die steek met 'n verwagtinglose wêreld, 'n hooplose wêreld. En moet ons hulle weer onthou, en moet ons hulle ook die voorbeeld wys van die nuwe mens. Moet ons hulle ook die voorbeeld wys van die deugsaamheid, maar moet ons ook uit hulle verwagting leer en leef, en moet ons ook die troos van die Here, nie die oordeel nie, die troos van die Here bring, waar mense voel hulle is uitgesluit, hulle is weggeskuif. Geliefdes, Kolossense 3 vra vir ons een vraag. Julle het nou met groot ywer Advent gevier, die nabykoms van Christus. Julle vier Kersfees, Christus is gebore. Ons dink na oor sy lewe op aarde. Ons leef mee met sy lyding. Ons neem dit aan as ons eie. Ons kom sit aan die nagmaaltafel en gedenk sy dood, maar ook sy opstanding. Ons gedenk sy hemelvaart, verbykans 'n week lank Pinksterfeeste, dit ons die hart ondersoek. En nou dat dit alles klaar is, kom sê die teks vir ons, julle het nou gehoor, nou moet julle gaan doen. Julle het dit alles gehoor en beleef, nou moet julle dit alles gaan doen. En wat doen ons alles? Ons word die nuwe mens, om 'n nuwe wêreld te kan skep. Die Here is by ons word vernuwe na sy beeld, nooit uit eie krag nie, maar altyd gerig deur die Gees van Christus. Ek gee 'n oomblik vir stil gebed. Elkeen dink self na oor die ou en die nuwe lewe. Here onse God, dankie dat ons vanoggend gehoor het. Dis tyd vir die nuwe lewe, die lewe wat U in ons bereik gebring het. U wat ons herskep om U beeld in hierdie wêreld te wees. Jy stuur ons die wêreld in as nuwe mense, om nuut te maak. Ons bid vir die vreugdes van die lewe. Ons bid vir hulle wat die uitdagings van die lewe beleef. Vir hulle wat voel hulle staan in die noute van die lewe. Ons bid dat ons in al hierdie sake dit sal vind wat ons moet gaan doen. O Here, gee vir ons 'n hart vol liefde. En Here, gee dat U vrede in ons hart sal wees. Ons bid dit alles
met danksegging in U naam. Amen. U kry nou geleentheid om die Here te dien met die offergawes.